titel vir vanoggend se boodskap is Trek jou tekkies aan. Ek wil nou graag tekkies brand gespeel het vir Elmer die vanoggend, maar ek is bang sy gooi my met 'n stoel of iets. Trek jou tekkies aan. Ons moet ons tekkies aantrek vandag hou, vandag gaan ons op reis. My gunsteling ding om te doen is lekker om deur die Bybel te toer, saam met iemand te loop veral. Want het hier agterkom was altyd iemand wat in die beweeg was. Altyd ergens in geloop. En ek ry in die week nou 'n paar keer wat ek nou in die Johannesburg omgewing rondgery het en dan verstom ek my altyd, kyk my in die karre. Dit is duisende karre wat heen en weer ry en elkeen het 'n plek waarheen hy gaan. Elkeen het 'n doel, elkeen het 'n plek waar hy vanaf kom en waarheen hy gaan en daar's net beweging die hele tyd. En so ons begin vandag ons reis saam met Abraham. Nog nie Abraham nie. Eers Abraham. Waar hy begin het, voordat hy verbond met God gesny het, Abraham. Voordat sy naam verander het en hierdie belofte aan hom gemaak is, Abraham. Gewone Abraham. Ek sien met Abraham is verteenwoordigend van die eindproduk. Maar ons kyk na Abraham. Ons fokus op die proses. Hoe hy by die eindproduk uitgekom het. En in die proses het ons vir Abraham gesien wat Abraham geword het, maar nog voordat Abraham daar kon gewees het, moes hy vanselfsprekend ook van ergens af gekom het. En Abraham het van Tera afgekom. Tera was Abraham se pa. So die journey begin by Tera. Eintlik begin die journey by Noag. Maar Tera was die begin van 'n siklus wat genadiglik gestop het sommer direk by Abraham. Noag het 3 seuns gehad. Onthou jy Noag se 3 seuns? Sem, Cham en Jafet. En in Genesis 11 word ons fokus geplaas op Sem, die een spesifieke seun van Noag. So kom ons lees saam, Genesis 11 vers 10 en 11. Lees ons daar. Dit is die stamboom van Sem. Toe Sem 100 jaar oud was, het hy die vader van Arpaksad geword, 2 jaar na die vloed. En Sem het na die geboorte van Arpaksad nog 500 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. Lekker geslagsregisters. Ons hou mos baie daarvan, hè. Ja, ek weet julle hou nie daarvan nie. Okay. So ons kan 10 generasies spring. Okay, so ons spring van Sem af, gaan ons gaan verby en ons kyk na Tera. Die interessante ding van geslagsregisters, van stambome, is dat daar 2 goed is waaraan 'n mens gekoppel is in daardie tyd. En 2 dinge alleen. So eerstens is jy in 'n stamboom gemention as jy 'n seun gehad het. En as jy nie 'n seun gehad het, is jy nêrens op enige geslagsregister aangeteken nie. Dit was die eerste en belangrikste kenmerk van 'n mens, van 'n man in daai tyd, is wanneer hy 'n seun gekry het. So 'n man het eers iets geword nadat hy 'n seun gekry het. Maak nie saak hoe groot sy kudde was of hoe groot sy dorp is wat hy gebou het nie, dit is nie van toepassing nie. Maar die oomblik as hy 'n seun gekry het, word hy genoem. En die tweede ding wat baie belangrik was, wat raak gesien is hoe oud hierdie man dan geword het voordat hy dood gegaan het. Wat 'n eenvoudige existence. Kry 'n seun,
leef nog 'n paar jaar, gaan dood, klaar, einde van die storie. At least is jy genoem nou in 'n geslagsregister. Okay, terug by Tera. Kom ons lees so 'n stukkie verder. Genesis 11 vers 26 tot 28. Toe Tera 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran. Sien julle die belangrikheid hier van om seuns te hê? Dit word sommer 2 keer direk na mekaar genoem hier in die Bybel. En Haran van Lot. Okay, so Haran, die jongste seun, het 'n seun gehad. Die seun se naam is Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het. In sy geboorteland in Ur van die Galdeërs. Kyk. 'n Verskriklike ding gebeur met Tera. En sy jongste seun. Ons weet mos almal die jongstes is die wat die meeste bederf word. Die wat opgepiep word en die wat die ouers voel hulle is, wat noem ons land dit, previously disadvantaged. Net omdat hulle minder tyd het, saam met die ouers glo ek, word die jongstes voorgetrek. En ek kan hoor ek is die oudste, nee. Die jongste word altyd voorgetrek en kry altyd baie meer voordeel as die res. So Tera verloor sy jongste. En ons gaan nou sien wat gebeur met Tera. Want hierdie ding sit nie lekker met hom nie. En so Tera se jongste seun sterf. Verder in hierdie stukkie leer ons dat Abram en Nahor het vroue gevat. Abram, soos wat ons weet, het Sarai as 'n vrou gehad wat onvrugbaar was, né? Sarai kon aanvanklik nie kinders gekry het nie. Ek sou pad ergens heen. Verdra my so 'n oomblik hier. Ons moet hierdie stamboom regkry, ons moet die omstandighede hierso verstaan. Kom ons lees verder. Genesis 11 vers 31. En Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram. En die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. Dis 'n fout. Hulle gaan Kanaan toe. En dan kom hulle in Haran en dan stop hulle en hulle bly. Hoe het hulle gebly? Hulle het dan beplan om Kanaan toe te gaan. Maar hulle hak vas. Hulle hak vas in Haran. Haran was in moderne tyd, vandag is dit in Turkye. Dis nog 'n hele eind weg van Kanaan af. Haran, Tera se oorlede seun en Haran, die dorp, het niks met mekaar uit te maak. Letterliks. Dit is nie 'n dorp wat sy seun Haran begin het nie. Haran is gebore in Ur en hy het doodgegaan in Ur. Hy was nooit in Haran. So Haran is net 'n dorp. Dis 'n random dorp wat toevallig dieselfde naam het as Tera se oorlede seun. Die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar ek wonder maar net, het Tera nie dalk 'n bietjie comfort gekry om in 'n dorp te wees met dieselfde naam van sy oorlede seun nie? Ek weet nie. Dalk het die emosie van sy verlies hom ingehaal.
Daar kon hy nooit vrede maak met die ding dat sy jongste dood is nie. Want waar in die lewe moet 'n ouer sy kind begrawe? In alle natural gedagtes is dit net nie normaal nie. En ek dink Tera het in haar aangekom en het besluit, weet jy wat? Ek smoeg. Ek reis nou al so ver van Ure af tot hier in Haran. Ek loop met hierdie pyn saam en weet jy, ek smoeg. Ek gaan 'n bietjie sit en ek gaan vertoef hier vir 'n ruk en ek gaan hierdie werkskoene uittrek want ek moet nou eers 'n bietjie rus. Genoeg is genoeg. Ons is klaar. Ons het so ver geloop en hierdie seer wil nie weg nie. Hierdie ding wat in my pad gekom het op pad Kanaan toe is too much. Ek gaan 'n bietjie my huisskoene aantrek. Ek gaan 'n bietjie met my huisskoene sit dat ek nie in die dorp nie mag gesien word nie, maar ek gaan net so 'n bietjie hier is. Want hier het 'n comfort. Ek het comfort daarin dat ek hier in 'n dorp is. Met dieselfde naam as my oorlede seun. En miskien kan as ek hierso vashaak, miskien as ek net hier bly, gaan die seer eventually begin weggaan. Jy sien, Tera het nie noodwendig opgegee nie. Ek dink nie Tera het ooit opgegee nie, maar hy het gekies om met minder tevrede te wees. Tera was op pad Kanaan toe. Hy was op pad na die beloofde land, hy was op pad na groei en vooruitsigte en sukses. Hy was op pad, maar op die pad het iets gebeur en Tera het gaan sit. Ons almal doen dit. Ons almal is een of ander tyd in ons lewens, is ons sterk op pad ergens heen. Daar's soveel groei, daar's soveel potensiaal. Ons sien al hoe dit gaan lyk op die einde. En dan gebeur daar 'n ding. Daar kom 'n siekte. COVID stop ons. Ons word gebreek in ons werksplekke. Ons het huweliksprobleme. Daar's finansiële probleme. Daar kom een dingetjie oor jou pad en dit word jou Haran. En dit gaan stop net daarso. En jy is op die punt om op te gee. En nie noodwendig opgee nie, maar settle for less. Settle for less. Daar kom 'n geleentheid oor jou pad vir 'n beter werk, soos in my geval. En dan is daar 'n keuse om te maak. Ek kan hier in Haran bly, of ek kan verbyloop. Ek kan verbyloop. Ek kan na dit toe gaan wat God ons heen lei. Baie keer kan jy soveel beter, maar dit is net soveel makliker om die eerste en die naaste te gryp. Daar's soveel beter geleenthede, maar dit gaan 'n bietjie effort vat. En sien ons kans vir die effort? Die Engels het 'n ander ding wat hulle sê. Better the devil you know. Val ons nie almal in daai trek nie. Ons bly in die land want ons weet hoe om hierdie land te hanteer. Ons kan veiligheidshekke opsit en alarms opsit en alles en ek promote nie om uit die land uit te gaan nie, dit is net 'n voorbeeld. En dan gebruik jy die verskoning dan, maar vir die ander plekke waar ek die geleentheid kan kry of het om heen te gaan, is daar goed wat ek nie weet hoe om te hanteer nie. Ek weet nie hoe om 'n hurricane te hanteer nie. Ek weet nie hoe om 'n aardbewing te hanteer nie. Ek weet hoe om misdaad te hanteer, want ons het groot geword daarin. Maar ek weet nie om daai goed te hanteer nie. Ons bly hier in Haran. Ons haak vas hier, ons sit vas hier so. Ons kry dit nie reg om ons mindset te kry om daai tree vorentoe te gee nie.
En dan sit ons daar vas. So baie van ons sit vas. Emosioneel, geestelik, finansiëel, geleenthede wat jy dink nie daar is nie, verhoudings, ons sit vas. Ons staar onsself blind aan hierdie ding en ons settle vir les. Ons is tevrede om minder te aanvaar. Ons bevind onsself op plekke wat God nie bepaal het waar ons moet wees nie. God se plan was, trek Kanaan toe. Jy gaan deur Haran gaan, maar jy hoef nie by Haran te stop nie. Trek deur. Die plan is Kanaan. Baie van ons sit nog vas in Baie van ons het nog nie eers by Haran uitgekom nie. Want ons wil nog nie daai eerste tree gegee het nie, en ek praat hier van geestelike goedhouens. Ek praat hier van 'n punt wat jy bereik in jou lewe, wat jy gaan oorgee aan God, wat jy jou alles vir hom gaan gee. Wat jy gaan sê, nou is nie meer voorgee Christenskap nie. Hierdie is nou nie meer hierdie aanplak verhouding nie. Hierdie is ek en u. Hierdie is ek oopgemaak. Soos wat die Seun Jesus Christus aan die kruis vasgeslaan was, oopgemaak. Hy kon nie toegehou het en weggesteek het en vir homself gehou het nie. Hy het oopgemaak, homself 100% gegee. Ons hak vas. In die gees sit ons in Haran. Want hoekom? Want iemand in die kerk het ons seer gemaak. Iemand in die kerk het op ons plek gesit. Iemand het vir my geskinder. Nou hak ons vas in Haran. Ons kry dit nie reg om geestelik by hierdie ding verby te kom nie. Ons sit vas. Geestelik. Daar is niks fout met 'n bietjie rus nie. Dit wat Terah gedoen het toe hulle in Haran gekom het om net bietjie te gaan sit, bietjie huiskoene aan te trek, is fyn. Is fyn om nou en dan bietjie huiskoene aan te trek, maar het jy al ooit by 'n een stop op die snelweg gestop en gesien dat daar kampplekke is? En dan blisieblokke waar jy kan gaan stort en dit bestaan nie. Want daar's 'n rusplekke vir ons gemaak. En daar's parkerings waar jy net vir 'n oomblik bietjie kan gaan stop en jy kan asemhaal, jy kan fokus, ietsie eet, ietsie drink. En wat is aan die ander kant van daai parkering? 'n Groot exit bord. Ek jy moet een of ander tyd as jy klaar gerus het, moet jy hierdie rusfase exit, jy moet daar uitgaan en jy moet terugkom op daai snelweg want Kanaan lê nog voor. Die lewe is 'n reis. Nie 'n adres nie. Ons moet beweeg. Ons moet die hele tyd beweeg. Nie noodwendig in die fisiese en die natuurlike in werk en huis en daai plekke nie, maar ons moet geestelik en emosioneel met ons beweeg die hele tyd. Daar moet die hele tyd groei wees, daar moet die hele tyd beweging wees. En as jy dink jy het jou kapasiteit bereik en jy het alles geleer wat te leer is, gaan probeer dan vir iemand anders te leer. En dan vinnig kom jy agter dat daai ou wie jy gedink het jy iets voor kan leer, kan vir jou nog 10 dinge byleer. Beweeg geestelik, beweeg emosioneel. Kom uit daai rusfase uit. Kom uit Haran was net 'n pitstop. Klim terug op daai snelweg. Ons is op pad Kanaan toe. Terah sit vas. Terah het kamp opgeslaan in Haran. Dalk 'n bietjie emosioneel verlam. Dalk was dit net gemak. Dalk het hy gevoel daar's nie 'n rede om en net om vorentoe te beweeg. Maar kyk wat gebeur met hom terwyl hy vassit. Genesis 11 vers 32. En die dae van Terah was 205 jaar en Terah het in Haran gesterwe. Wat 'n waste.
Wat 'n waste. Die vooruitsig was Kanaan. Die vooruitsig was 'n goeie lewe. Nou sterf hy in Haran. Nooit eers by Kanaan uitgekom nie. Baie mense bereik nie hulle doel nie, omdat hulle vassit. Emosioneel vassit. Verstandelik vassit. Jou eie blink idees wat jou laat vassit. Jou eie plannetjies wat jou laat vassit. En nou kom ons by die punt waar ek altyd sê, hou moed. Daar is hoop. Daar is hoop. Jy lyk of jy dit glo. Jy sê dit saam met my. Daar is hoop. Ons hoor, daar is hoop, ouens. Daar is hoop. Want kyk wat gebeur volgende. En die stukkie is amazing. Genesis 12. Die volgende hoofstuk. Genesis 12 vers 1 tot vers 3. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Hoor wat sê die Here? Gaan jy, wie moet dit doen? Niemand gaan dit vir jou doen nie. Niemand gaan jou hand kom vat en jou sleep na daar waar jy moet wees nie. Gaan jy, beweeg jy self vorentoe. Die Here sê letterlik vir Abraham, Abraham, ek wil vir jou iets doen, maar ek kan nie vir jou doen wat ek vir jou wil doen hier waar jy is nie. Jy moet beweeg. Jy moet beweeg na die plek wat ek vir jou gee om heen te beweeg. Het Abraham geweet waarheen hy beweeg? Hy het nie. Hy het opgepak, sy goed gevat en het begin loop. En die Here het hom gewys waarheen om te gaan. Abraham, jy het nie nodig om hier vas te sit soos jou pa Tera nie. Die Here, glo ek het vir hom gesê, Abraham, jy het nie nodig om vas te sit in swak besluite nie. En raai wat, jy het ook nie nodig om vas te sit in ander mense se swak besluite nie. Baie keer word ons vasgevang in iemand anders se besluite. Iemand anders het nie na die stem van die Here geluister nie en besluite gemaak wat jou direk beïnvloed. Jy het nie nodig om vas te sit in bankrotskap, in siekte, in hartseer, in mishandeling, in verdrukking nie. Nie een van ons het nodig om in enige van hierdie goed vas te sit nie. Maar wat jy moet doen? Here, waarheen moet ek beweeg? Is dit 'n geestelike skuif? Is dit 'n mental skuif? Is dit 'n fisiese skuif wat ek oppak hier en op 'n ander plek gaan bly? Net soos wat die Here vir Abraham in Genesis 12 vers 1 gesê het, gaan jy uit? Gaan jy uit? Maak jouself gereed. Dit is tyd om ontslae te raak van hierdie huisskoene. Die huisskoene is verrus. Maar word nie nou gerus nie, kom. Dit is nou tyd vir tekkies aantrek. Maak jouself gereed om te beweeg. Berei jouself voor. Trek jou tekkies aan. Maak jouself gereed om te beweeg. Want hoor mooi.
wanneer God beweeg, beweeg hy vinnig. Hoor julle? Wanneer God beweeg, beweeg hy vinnig. Exodus 12, vers 8 tot vers 11. Hier is die instelling van die Paasfees. Hier leer God vir die Israeliete hoe om Paasfees te gebruik, hoe om hierdie fees te vier. En hy sê van vers 8 af, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Hoor julle, braaivleis is goed, dit is 'n instelling hierson, hè. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is nie, en as dit in watergaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjie saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En hier kom die belangrike gedeelte. Okay, nou weet julle hoe om die vleis voor te berei, né? Okay, hier kom die belangrike gedeelte. En so moet julle dit eet, is julle gereed. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in die hand. Baie haastig moet julle dit eet. Okay, voor ek daai gaan verduidelik, kom ons gaan gou na Handelinge toe ook. Handelinge 12, vers 7 en vers 8. Handelinge 12, vers 7 en vers 8. En met een staan op, ons begin eers hierso. Petrus is op die tronk, in die tronk op hierdie stadium, hè. Hy is gevangene, hy is geboei en hy sit in die tronk. Hy gaan nie uitkom nie. Hy is daar om doodgemaak te word of om vir die res van sy lewe daar te sit. Okay, maar vers 7. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. Hierdie dingetjie noem eerste. Die boeie het nie afgeval en toe staan Petrus op nie. Petrus het opgestaan en toe val die boeie af. Begin beweeg. Jy moet daai eerste tree gee sodat jy die res kan gee. Vers 8. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. In daardie tyd, soos wat julle weet, het almal rokke gedra. Mans het seker lang rokke gedra wat tot op hulle enkels was. En om jou rok, om jou heupe te omgord, het hulle hierdie rok gevat en opgetrek en onder die beld vasgemaak. Die hoërskoolmeisies doen dit op ons, né? Die rokkie moet hoeveel 4 vingers oor die knie gees, né? En dan wat doen hulle met hom? Dan rol hulle daai rompie so om die beld, né? Dat hy so oprol soos die canvas awnings wat jy by 'n braaiplek sit, né? Dan rol hulle vir hom, né? Maar die doel hoekom die Bybel vir ons hier leer, omgord jou heupe, is om daai rok op te tel, tot hy bo jou knie is. Hoekom? Dat jy kan hardloop. Dat jy kan hardloop. En hy sê, trek jou skoene aan. So omgord jou, trek hy rok op, trek jy skoene aan, dis hoekom ek kortbroek aan het vandag, want ons kan nie 'n langbroek optrek, dat dit bo my knie is, en dit gaan van nie lyk. So, dis hoekom ek vandag met 'n kortbroek hier staan, want in ons moderne klere draag, gaan ek nie so lekker hardloop met 'n denim nie. Ek sal kan, maar hy gaan swaar raak en dit is baie wrywing in 'n denim. En so trek jou kortbroek aan, trek jou tekkies aan, maak gereed, ons gaan hol, ouens. En die Bybel sê, staan en eet, staf in die hand, eet ons is gereed. So dit sê vir ons, selfs wanneer jy eet, wees gereed, want as God beweeg, dan beweeg hy vinnig. Hy beweeg vinnig. Wees gereed vir hom.
omgord jou en trek jou skoene aan. Maak gereed om te beweeg. Laat my dink aan oom Angus Bakken, né? Faith like potatoes. Hy het om sy heupe omgord en hy het sy skoene aangetrek, sy plantskoene, né? En hy is daar die land in en hy het aardappels daar die grond gaan druk. En daar was geen vooruitsig vir reën nie. Dit was kurkdroog. Daar was nie eers in die weervoorspelling, maar daai tyd nog 'n bietjie meer akkuraat was as vandag nie. Daar was daar nie eers reën voorspel nie. Maar hy het gesê, ek berei voor. Ek sit myself klaar in daardie posisie vir groei en vir blessing. Hy het sy heupe omgord, skoene aangetrek en haar aardappels in die grond gekry. Jy moet vandag dalk nie 'n tekkies aantrek om fisies ergens heen te loop nie, om 'n fisiese skuif te maak nie. Dalk sit jy vandag hier en jy het nodig om jou geestelike tekkies aan te trek. Dalk is dit nodig dat jy uit beweeg, op pad Kanaan toe, geestelik, in die hart. Dalk is dit tyd om 'n bietjie die volgende stap te neem in jou verhouding met God. Dalk is dit tyd om 'n bietjie serieus te raak met hom. Dalk het jy nodig om jou tekkies van verhouding aan te trek. Dalk is dit nodig om ergens bande te breek. Dalk is daar daai ene wat jou aftrek die hele tyd. Dalk het die tyd gekom dat jy 'n bietjie moet aanbeweeg en moet loskom. Dalk is daar 'n verhouding wat in Haran lê. En jy moet eendag van tyd 'n bietjie daar gaan verbystap. Jy daai broer of daai suster of daai ma of die pa of 'n kind of 'n ou vriend. Kennis. Dalk het dit tyd geword om met daai ene aan te klop en te sê, weet jy wat, dit sit nie reg by my, waar ons is nie. Staan saam op, trek jou tekkies aan, ons kom uit daaraan uit. Daar is vir ons 'n beloofde land. Ons beweeg. Dalk moet jy emosionele besluite maak. Groot skuiwe maak. Miskien is dit tyd om tog daai CV te update en om uit te stuur. Miskien is dit tyd om totsiens te sê en aan te beweeg. Wat ook al jou Haran is, wat ook al daai ding is, wat voor jou gekom het, wat in jou pad geval het, wat vir jou laat glo, jy kan nie by dit verbykom nie. Wat ook al dit is, vat daai ding vandag na die Here toe. Vat hom vandag na die Here toe, sê Here, hier is my Haran. Dit was 'n pitstop, maar ek het dit my tuiste gemaak. Ek weet jy het vir my soveel meer. Help my, wys my wat 'n rigting. Ek het my tekkies aangetrek en my staf in my hand. Sê net vir my wat ek kan doen. Want ek is gereed om te beweeg. Ek is gereed om te beweeg in die volheid wat U vir my van voor die begin van tyd af beplan het. Want God het vir ons net die beste beplan. Dis ons self wat kies om in Haran te gaan sit. Om te salk oor iets wat in die verlede gebeur het. Maak gereed om te beweeg, maar pleit by Here. Wat 'n rigting dit ook al is. Ken God in elke ding wat jy doen. Wat beteken dit? Beteken dat enigiets wat jy doen, moet jy vir God kan sê, ek het nou net dit en dit gedoen. En elke ding wat jy beplan, moet jy vir God kan sê, ek beplan
om dit en dit te doen. Hoekom wil ons dit doen? Dit hou ons geestelike integriteit in plek. Want wat is integriteit? Om te kan sê wat jy gaan doen en om te doen wat jy gesê het jy gaan doen. So as jy dieselfde konsep met die Here kan toepas, dan ken jy hom in alles wat jy doen. Dan los ek julle vanoggend met baie sterk, baie ernstige woorde. Hou jou lamp vol. Maak seker daar is al genoeg olie in jou lamp is vir die dag wat Jesus Christus vir jou kom. Het gaan miskien nie met die wegraping wees nie. Het is dalk nou. Nie een van ons weet nie. Hou jou lamp vol. Trek jou rok op. Maak hom vas in jou belt. Trek jou tekkies aan. Want as God beweeg, dan beweeg hy vinnig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie waardevolle les wat U vir ons gegee het uit die Ou Testament uit en wat bevestig word in die Nuwe Testament. En Vader, ons dankie dat U vir ons hierdie voorbeeld gegee het van Tera en dat ons kan sien wat met hom gebeur het nadat hy 'n struikelblok getref het. En dit help ons vandag om te kan identifiseer of ons self in Haran vassit. En Vader, ek is redelik oortuig daarvan dat elkeen van ons wat hierdie boodskap hoor, dat ons ergens in een of ander aspek van ons lewens wat ons in Haran vassit en wat ons nie kan uitkom nie, oor 'n simpel ding. Maar ons het die Heilige Gees nodig om ons te help om dit te identifiseer en wanneer ons weet wat dit is, om aan te beweeg. Om die rok op te trek en tekkies aan te trek en te beweeg. Kanaan toe. Dankie vir die pad wat U vir ons maak. Vir elkeen van ons en dankie dat ons al reeds geseën is daar waarin ons gaan en ons weet dat die woord vir ons gesê het, die wat ons seën sal U seën, die wat ons vervloek sal U vervloek. En ons weet dat ons pad gelyk sal wees. Ons fisiese pad en ons geestelike pad en ons weet daar gaan struikelblokke kom. Ons weet dit gaan moeilik wees. Maar ons weet ook waar ons krag vandaan kom. En ons weet dat elke battle wat ons het om te fight is met U krag en nie met ons krag. En ons weet dat daar van hulle is wat U vir ons gaan sê, staan terug. Hierdie is nie jou battle nie. Los dit vir my. En Vader, ons kom en ons loof en ons prys U. Ons loof en prys en ons dankie, my Vader, ons dankie dat U vir ons hierdie openbaring gee, dat U vir ons hierdie krag gee en dat ons geseënd is in U oë. Ons is geseënd waar ons gaan, want U berei 'n pad vir ons voor en U maak hierdie pad vir ons gelyk en U maak deure oop waar ons moet in en deure toe waar ons uit is. Ons trek ons tekkies aan vandag, Here. Ons is gereed om te hardloop. En ek vertrou, Vader, ek vertrou dat daar waar ek my voet gaan neersit, en daar waar elkeen in Acts Ministries en elkeen wat hierdie boodskap hoor, daar waar ons voete gaan neersit, ons hom nie in 'n doring gaan neersit nie. U sê die hemel se paaie is geplaveid met goud. En U sê ook, ons moet so bid dat U wil geskied op aarde, net soos in die hemel. Yes, Here. Here, ek bid dat daai strate van goud vir ons hier op aarde alreeds sal wees. Dat daar waar ons loop, dat dit solid en glad onder ons voete sal wees. Dankie dat U ons seën. Ons aanbid U, ons koning en ons Here.
bid dit in Jesus naam. Amen. Hierdie was vir my so 'n groot revelation gewees. En hoewel dit vandag baie moeilik was om te groet, al is ons nog nie dadelik weg nie, maar om vir julle te sê dat daar 'n pad vir ons is, want dit was moeilik. Dit is regtig moeilik en ons het nog 'n paar toetsiense wat ons moet sê en dit is moeilik. Maar na 'n boodskap soos hierdie boodskap vandag, voel ek so gemaklik en so rustig en ek weet dat wanneer jy gereed is, takkies aangetrek, rok opgetrek, dan sal God vir jou wys watter kant toe. Maar dit begin by jou. Jy kan nie op die rusbank lê met jou huisskoene aan en 'n bak popcorn op jou skoot en onthou ons praat geestelik hierso, ons praat nie nou fisiese goed nie, nee, ons praat in die gees. Kan jy nie daar op die bank met die bak popcorn lê en fliek kyk en oor 10, 20, 30, 50 jaar van nou af wil jy huil omdat jy nog nie in Kanaan is nie. Ek glo nog altyd dat die Here wil hê, hy wil sien wie wil gaan. En hy gaan jou nie forceer om te gaan nie. Hy is 'n gentleman, ek sê dit baie. Hy gaan kyk wie wil gaan. Nou in watter rigting dit ook al is. Kom ons wys vir God dat ons wil gaan. Elkeen van ons se pad is anders, elkeen se behoeftes is anders. So elkeen se drome is anders as die ander ou se. Maar staan so lank gereed. Staan en eet. Wees gereed. As God kom hy vinnig.